Goeiemôre almal, welkom. Stoorstof, was reg vir Pastor. Gemeente, dankie vir die voorreg dat ek hier in die woord te kan bedien hier saam met julle, by julle. As julle my gaan vergun van ons troon van die Here nader, wil ons buig net gou die hoofde en sê, Here, dankie vir die voorreg wat ons nog het om oop Bybels te hê. Dankie vir die voorreg om nog oop kerkdeure te hê, Here. Vader, ons weet van soveel ander plekke, Here, waar dit nie meer welkom is nie. My Vader, die Heilige Gees word uitgeblus, maar Here, dat U vanmôre in hierdie gemeente, en elkeen in sy harte sal werk, sodat U verheerlik sal word daardeur. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Nou is bietjie uit my comfort zone uit, so vergewe my as ek miskien hier en daar fout maak is. Weet, ons is daar in Kempton gemeente met Pastor Strydom en ons doen partymal, ons doen dinge bietjie anders soms, maar die Here is nog steeds daar. En ons as kinders van die Here het nie nodig om te sê, ons het 'n gebou nodig om die Here se naam groot te maak nie, want hy woon binne in ons. En waar ons gaan en wat ons doen, is die Here altyd by ons en sy Gees lei ons. Nou vanmôre wil ek bietjie met julle praat oor genade. Nou die tema van hierdie hele maand, die video's wat ons gemaak het, of wat ek op gekonsentreer het, is genade. En ek dink elkeen van ons wat hier sit en kan sê en hulle bely dat hulle is 'n kind van God, kan definitief sê hulle is hier as gevolg van genade. Ek gaan vir ons 'n paar verse lees en dan gaan ek met julle praat. Ons gaan lees uit Galasiërs 1 uit. En vir die van julle wat weet van wat bietjie agtergrond wil hê, Paulus skryf spesifiek hierdie brief vir Galasiërs, spesifiek vir die doel om hulle te waarsku om nie van die ware evangelie al weg te wyk nie. Hy sê daar's mense wat onder julle ingekom het en daar's mense wat besig is om julle te verlei. Ek sê nie dit gebeur hier nie, maar ons moet versigtig wees en ons moet paraat wees om altyd te luister na die stem van die Heilige Gees, sodat ons nie van hierdie genade wat hy vir ons gegee het, af weg te val nie. Of ons lees Galasiërs 1 vers 3 tot 5. Hy sê genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Nou reg deur die Bybel lees ons van genade. En in die begin, toe Adam en Eva gesondig het God vir hulle genade gegee deur hulle te vergewe en hy self het die offer gemaak. Die klere wat hy vir hulle gegee het, is van die offer wat hy vir hulle gemaak het, sodat hulle sondes ook vergewe kan word. Ons gaan kyk na Kain en Abel. Alhoewel Abel regverdig was, het Kain die moord gepleeg en God het nog steeds vir hom genade gegee, al het hy dit nie regtig geneem nie, want ons lees nie weer verder van hom in die Bybel nie. Noag het genade gevind by God en dit wat hy gedoen het hy een keer geluister. God het een keer na hom toe gekom en hom een keer die boodskap, die opdrag gegee om die ark te bou. Hy het nie teruggegaan en gesê, Here, kom kyk of my werk reg is nie, en kyk of hierdie afmetings reg is nie. Hy moes die ark bou in geloof, sodat hy genade kon vind by God, sodat hy en sy familie gered kon word. Abraham, ons kan lees van baie mense in die Ou Testament wat God gebruik het, en hy het genade gegee vir hulle. Abraham wat gesondig het en getwyfel het God nog steeds genade gegee. Dawid het moord gepleeg, en hy het nog steeds genade gegee. En ons kan hierdie tema reg deur die Bybel sien, hoe God genade gegee het vir elkeen wat na hom toe gedraai het. Ons lees in Jakobus, aan die einde van die Bybel, lees ons dat genade is wat ons, geloof is wat ons red, en nie ons werke nie. Maak nie saak hoeveel jy doen vir die Here nie, dit gaan nie oor die werke wat jy doen nie, dit gaan oor jou geloof in hom, vir die genade wat hy gegee het vir jou. Ons kan gaan lees, en ek en Beverly, ons
Ons is besig met die Ou Testament in die aand voordat ons gaan slaap. En ons luister, dan luister ek hoe sy lees en dan praat ons 'n bietjie daaroor na die tyd. Maar Israel het keer op keer gesondig, teruggegaan na die afgode toe, en dan God hulle nog steeds genade gegee. Keer op keer, dan stuur hy rigters, en hy, om hulle te bekeer, ons het nou net klaar Samson gelees, en net daarna toe Samson weg is, het hulle weer teruggekeer na die afgoderry toe. En hulle doen dit elke keer, en dan straf God hulle vir 18 jaar, 20 jaar, 40 jaar in ballingskap, en dan kom hulle uit dit uit, en dan sondig hulle maar net weer, gaan terug. Nou genade, is dit wat God vir ons gee. Nou, toe Moses geroep was, het hy probeer verskonings gee vir dit wat hy voorgeroep was. En hy het vir God die hele tyd 'n vraag gevra, sodat hy nie moes gaan om die werk te doen nie. En Moses, ons weet almal, is hierdie groot man gewees wat op die einde van die dag Israel uitgelei het uit Egipte uit. Maar ons dink en ons vergeet altyd, waar kom hulle vandaan? Ons dink hierdie groot manne van die Bybel, groot manne wat God geroep het, en as ons gaan kyk waar hulle begin het, was hulle maar eenvoudige mense gewees. Dawid, wat ons hoor en ons lees dit, dat hy was 'n geliefde van God gewees, het God geroep, toe hy nog 'n skaapherder was, buite in die veld, niks met die Here uit te waai gehad nie, maar die Here het gesê, hy moet koning word van Israel, en genade het hom gebring, en genade het hom tot sy einde toe hy gesterf het, nog steeds by hom gewees. Ons kan ook lees van Jona, God stuur hom om vir Ninive te gaan preek, sodat hulle tot bekering moet kom. Hy gee genade aan die heidene, wat dit nie eens verdien het nie. Inteendeel die Jode, toe Jona besef vir wie hy die boodskap moes gaan gee, het hy probeer vlug van die werk wat God eintlik vir hom opgeroep het om te gaan doen. En uiteindelik gaan hy Ninive toe, en vir 40 dae, nie Jode, heidene, pas vir 40 dae. God wat hulle nog nie eens geken het nie, pas hulle en sê, ons sal ons bekeer en die genade vat, dat God hierdie stad nie gaan verwoes nie. En ons lees verder, en dit is ironies, dat Jona gaan sit onder 'n boom, en hy is kwaad vir God, omdat hy die stad nie verwoes het nie. Maar God het genade gegee. So God gee vir ons ook genade, sodat ons dit kan oordra. En baie keer vergeet ons waar die Here ons uitgehaal het. En ek dink elkeen van ons wat hier sit, ek ken julle nog nie persoonlik nie, ek weet nie hoe is julle geestelike lewe nie, ek weet nie wat is julle verhouding met die Here nie, maar ek glo elkeen van julle het op 'n plek gekom op 'n tyd van julle lewe, waar julle dit nie moes buig, en sê, Here, ek is net 'n sondaar, en ek het 'n verlosser nodig. En God het ons genade gegee, en hy het ons gedra tot nou toe. En partymal gaan dit nie so goed met ons, of ons gaan nie, ons lewe nie soos wat ons dink ons moet lewe nie, want ons dink die Here moet vir ons voorsien, en laat dit goed gaan, en dit moet welvarend wees, en die Here sê, dit is nie wat hy vir ons beloof het nie. Hy het vir ons een ding beloof, en dis ewige lewe, maar hy sê ook, daar sal loon wees vir die werke wat jy doen, maar hy sê ook, daar gaan loon wees vir die werke wat jy gedoen het, of wat goed of kwaad is. En ek dink baie keer in daai oordeelsdag, wat hy die sondaars gaan oordeel, en vir hulle gaan sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Baie van hulle gaan ook mense wees wat in die kerk gesit het, en Jesus gaan sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Maar wat 'n dag gaan dit nie wees vir die kinders van die Here, wat voor die troon gaan staan, en hy gaan ons dan oordeel nie. Want ons gaan ook geoordeel word. Maar die woord sê, omdat ons klaar geregverdig is, vat hy ons werke, en dit is wat ons loon gaan wees. Wat goed was en of dit sleg is. Openbaring leer ons dat God vat al jou werke, en hy plaas dit in 'n goue bak, en die heerlikheid van God steek hierdie bak in die brand, en jou werke wat sleg was in jou lewe word verbrand, en jou goeie werke gaan op soos 'n wierook voor God, en dit is waar hy jou gaan beloon. Daar is loon, dis nie waarvoor ek werk op aarde nie, want dit is die Here, die Bybel sê dat ons moenie onsself vergelyk met die werke wat ons doen. Ons moet weet van die genade, ons moet weet van dit wat Christus vir ons gedoen het op die kruis,
sodat ons kan weet, dit is al wat my gaan red op die einde van die dag. Nie hoeveel werk ek doen, nie hoeveel evangelisasiewerk ek doen, nie hoeveel keer ek vir mense op 'n Saterdag van kos gee het, of miskien die boemelaar op die straathoek, miskien geld gegee het nie. Dis goeie werke, dit moet gedoen word, maar dit word gedoen omdat jy 'n kind van die Here is, omdat jy lief is vir hom, nie omdat jy dit moet doen. Want daar's baie gelowe daar buite wat koppel goeie werke aan hoe goed jou geestelike lewe is. Dit is nie wat die Here gesê het nie. Jesus het gesê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Het gaan nie oor net geloof. Maak nie saak hoeveel werke jy gedoen het nie, maar ons moet glo en ons moet vashou aan daardie belofte dat hy vir ons gegee het. In Johannes 1 vers 16 sê hy, genade het 'n naam. Julle het geweet? Hy sê, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade, het ons ontvang, ons het Jesus Christus ontvang. Hy sê, want die wet is deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Is dit nie wonderlik om te dink dat Jesus het sy koningskap, dit wat hy in die hemel gehad het, sy weelde, ons kan maar net bietjie indink hoe dit moet lyk in die hemel, maar Jesus het alles agtergelaat om soos 'n doodgewone mens op aarde te lewe. Die Bybel leer ons, hy het nie eens 'n kopkussing gehad waarop hy sy hoof kon neerlê. En hy het nog steeds gekom om in nederigheid ons te kom dien. Want die Bybel sê hy het gekom om ons te dien. Hy het nie gekom om om ons te red, maar hy het gekom om te dien. Hy was 'n diensknegt gewees. Net soos wat ek en jy ook 'n diensknegt moet wees. Want dit kom daarop neer dat ons word nie net gered om kerk toe te kom elke Sondag nie. Ons word ook gered om te maak die opdrag wat Jesus vir ons gegee het, om disippels te gaan maak van alle nasies. En hoeveel keer is ons dalk skuldig dat ons nooit daardie genade wat hy vir ons gegee het aan ander mense betuig nie. Galasiërs 2 vers 20 en 21 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus op die Gees gesterf. Maak nie saak hoe goed ons die 10 gebooie nakom nie. Dit is nie wat ons red nie. Ons moet dit doen. Jesus het gesê, as jy my liefhet, sal jy my gebooie bewaar. Ons is nie kwytgeskel van die wet nie. Ons het baie keer, dink ons maar, ek is nie 'n dief nie, ek steel nie 'n miljoen rand nie. Maar partymal ons skuldig as ons miskien 'n pen by die werk gevat het. God sien dit as steel. Ons dink baie keer in 'n wit lintjie. Is nog steeds 'n leuen by God. Baie keer dink ons, ek is nie meer, ek dien al die Here al so lank, en mense sien my so, en as ek praat, dan praat ek net van die Here. Maar baie keer kan ons ook skuldig wees dat ons God in die beeld maak van wie hy nie regtig is nie. Dis die tweede gebod. Mense maak God in hulle eie beeld, sodat hulle moet sê, ag weet, dit is nou nie so ernstig nie, weet, God gaan my nie oordeel daaroor nie. Dis okay. En ons weet 'n bietjie af en sê, ag, dit is nie so ernstig nie, God sal my vergewe. Ja, hy doen. Maar baie keer is ons skuldig aan daardie tweede gebod, dat ons God in 'n beeld maak wie hy nie is nie. En ons is skuldig partymal daaraan. Handelinge 24 vers 24 tot 27 sê, en 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla, sy vrou wat 'n Jodin was, en Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Tegelykertyd het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus gegee sou word om hom los te laat. Daarom het hy hom ook dikwels laat haal en met hom gesprekke gehad. Maar 2 jaar het verbygegaan en toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger, en omdat Felix aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Ek sien dit baie keer, dat die boodskap, die evangelie word oor en oor en oor vertel vir mense. En hulle kom nooit tot inkeer nie.
Hulle bekeer hulle self nooit van sondes nie. Wanneer ek hierdie boodskap lees en ek kyk na wat Felix gedoen het, hierdie keiser, hierdie magtige man, het hy 3 dinge gehad wat hy nie wou oorgee van nie. En die dinge wat hy nie wou doen nie, is om eerste van sy geregtigheid, sy eie geregtigheid ontslae te raak. Ons het die geregtigheid van Christus binne in ons as gevolg van Christus, nie wat ek gedoen het nie. Maar baie mense wat in magposisies is, en of dit 'n baas is, en of dit 'n eienaar is, en of dit 'n koning is of 'n minister, voel eie geregtig, en wanneer hulle 'n wet toepas, dan sê hulle, ek is nie deel daarvan nie. Die wet is vir jou, maar is nie vir my nie. Dit is wat Felix gedoen het. Want hy moes uitsprake doen, hy was die regter gewees in hofsittings. Die wet was verander, dit was nie vir my nie. Dan het hy gesê selfbeheersing. En ons dink miskien aan selfbeheersing, ek moenie my hier meer verloor as ek miskien met 'n taxi voor my injaag nie. Ek gebruik dit as 'n voorbeeld, want ek is skuldig daar. Dit gebeur gereeld. Dan moet ek vergifnis vra vir die Here. En ek dink baie van ons kan assosieer daarmee. Maar wanneer ons gaan kyk na selfbeheersing, dan gaan dit ook oor dat ek sê, ek vat nie wat nie aan my behoort nie. Ek praat nie van iemand anders sleg, wat ek weet, ek gaan daai persoon miskien skade doen. Dis selfbeheersing. Om te sê, ek gaan iets doen wat die hoofstroom almal sê en doen, ek gaan daarteen staan, want dit is teen my geloof, dit is teen my beleid. Dis nie wat Jesus sou gedoen het nie. Om jouself te beheer, soos wat Jesus gedoen het, hy het gesê, die Bybel sê vir ons dat hy die tafels omgekeer, maar hy het nie gesondig nie. Hy het kwaad geword. En dis 'n voorbeeld vir ons ook, dat ons kan kwaad word, maar hy sê moenie sondig nie. Baie keer wil die duiwel ons so ver dryf dat ons moet vloek en ons moet hierdie kwaadheid, hierdie ding wat hier binne in ons is, uitbring op 'n manier sodat daai persoon verkleineer moet word. Die Bybel sê selfbeheersing, en dis een van die eienskappe van die vrug van die Gees. Die laaste ene wat hy nie kon vat nie, is die komende oordeel. Paulus het seker gemaak dat hy weet van hierdie komende oordeel wat gaan kom. Vir elkeen van ons. Ons elkeen het 'n afspraak met die dood, en elkeen van ons gaan eendag voor God moet staan, nie om onsself te verdedig nie. Dis wat die sondaar gaan doen. Die sondaar gaan voor God staan en homself probeer verdedig. Het jy al gedink wat jy vir God gaan sê as jy eendag voor hom gaan staan? Wat gaan hy vir jou vra? Wat gaan jy antwoord as hy vir jou vra, hoekom moet ek jou toelaat om in die hemel in te gaan? Ek glo daar's net een antwoord. Dis nie wat ek gedoen het nie. Dis wat Jesus gedoen het vir my. Al wat gaan tel. En as jy het glo, kan jy dit uitleef elke dag. As jy gaan kyk na genade is, dan sê hy, genade is wanneer God jou gee wat jy nodig het, en nie wat jy verdien nie. Kan ek sê ons almal was sondaars gewees? Kan ons dit bely vanmôre en sê, ek was 'n sondaar, maar deur die genade van Jesus Christus kan ek sê, my geregtigheid sou nooit kon staan voor God nie. Weet julle wat het gebeur die dag toe jy jouself bekeer het? Die enigste een wat regverdig was Christus gewees. Ek was die sondaar. Ek het verdien om hel toe te gaan. Ek het verdien om daai straf te kry wat die Bybel van praat. Maar Jesus het gesê, ek vat jou sonde op my. En God plaas sy, Jesus, se geregtigheid op jou. Sodat wanneer hy na ons kyk, jou en my kyk, dan sien hy net Jesus Christus. Ek in my eie, my eie krag sal nooit voor God kan staan. Die woord sê ook, niemand het God gesien en geleef nie. Ek glo dit, want hy is 'n heilige God, geen sonde kan voor hom staan nie. En wanneer hy sê, hy plaas sy geregtigheid op jou, dan sê hy, jy kan nou in sy teenwoordigheid gaan, wanneer jy hom gaan soek. Want sy geregtigheid is op jou. Ek het vroeër in die jaar, ek dink Beverly sy raak partymal, sy hoor dit elke keer so, ek gaan dit vir julle vertel, maar vroeër in die jaar, ek werk in IT en ek werk in rekenaars en ek is besig by 'n kliënt en
daar's 'n klomp jong mense wat daar werk in die call center. En die jong man wat langs my sit was besig met sy rekenaar en almal het seker maar net 'n breek gevat en by hom kom staan en begin gesels. En dan luister ek na hierdie taal wat hulle praat. En dis nie mooi nie. Dis gevloek en dit is die naam van die Here uitelik gebruik. En dit is vuiltaal. Dit ontstel my. Maar ek weet wie Jesus Christus is. En ek weet dat ek ook in daai posisie was eens op 'n tyd in my lewe. Dat ek nie omgegee het wat ek gesê het of wat ek gedink het nie. Maar ek bly stil en een van die jong manne, soos wat hulle nou praat, sê hy skielik, hoor julle moet net onthou dat Stoffel hier ook sit. Hulle, soos ek sê, ek is 52 jaar oud. Hulle is 20, 25 op die oudste seker. So ek is 'n ou man vir hulle. Maar die taal wat hulle gebruik, in my binneste, nou ek is nie iemand wat lief is daarvoor om vir mense te sê ek is 'n pastoor nie. Want dit gaan nie vir my oor die titel nie, dit gaan vir my, hoe lewe ek, sodat mense kan sien, dit wat ek het, is nie wat die wêreld het nie. Maar op een oomblik, wat ek, soos ek sê, ek hou nie daarvan nie, begin ek net te praat en ek sê, ja, en ek is 'n pastoor. En dadelik verby die duiwel my, want julle weet wanneer julle in die aand, miskien die lig, sê nie julle het kokkerotto in julle huis nie, maar as jy die lig aansit, dan wil almal spat so weg. En dit is wat gebeur het op daai oomblik. Een oomblik was hulle daar en toe is hulle weg. En ek dink myself, het ek nou 'n fout gemaak, want ek het nou nie eens vir hulle die evangelie vertel. Ek het hulle nou nie eens begin vertel van die Here, wat die Here vir my gedoen het, kan ek ook vir hulle doen. En dadelik begin die duiwel met my te argumenteer en te sê, ja, kyk nou, jy het nou hierdie mense verloor, jy gaan, weet, hy begin my te oordeel. En toe ek hom bestraf, begin die Heilige Gees met my te praat en te sê, dit gaan nie oor wat ons noodwendig sê nie. Dit gaan oor hoe ons lewe en wat ons doen. In daai oomblik het ek nie gelewe of gelyk soos 'n Christen nie. Alhoewel ek vir hulle gesê het ek is 'n pastoor. En vir 'n paar minute is daar niemand nie. En die jong man wat langs my was, het ook uitgegaan. Hy rook, maar toe na buite gaan staan en hy klaar is kom sit hy langs my. Praat vir my en sê, kan ek vir oom 'n pastoor? Ekskuus, kan ek vir oom vra of oom 'n dominee is? Ek is nie 'n dominee, ek hou nie van, ek weet al, ek partymal sien ek daar's 'n groot verskil tussen 'n dominee en 'n pastoor. Sê vir my, ja, ek verkondig die evangelie. Ek is 'n kind van die Here en ek versprei die evangelie. Hy vra toe vir my, kan ek oom 'n vraag vra? En dadelik begin die Heilige Gees met my te praat en sê, kyk, ek het vir jou deur oopgemaak. Want ons dink altyd, deure word net toegemaak en dan maak die Here dit nie weer oop nie. Nee. Die hele wêreld wil nie gered word nie. Daar's mense wat die woord van die Here wil hoor. En hy begin my vrae te vra oor die evangelie en oor die dinge van die Here. En ek begin met hom te deel, want hy het 'n probleem in sy huishouding wat hy sukkel mee. Sy familie is kwaad vir hom, sy dominee in sy eie gemeente is kwaad vir hom. Dinge wat gebeur het, en ek gaan nie uitbrei daaroor nie, maar ons as kinders van die Here wat ons lig moet skyn, is ons gereed om binne en buite seisoen die woord te kan gee vir mense. Is ons gereed om 'n woord te hê om vir iemand te kan gee en te sê, hier is 'n woord vir jou om jou te bemoedig. Want die Here sê die woord is nie net daar om te bemoedig nie, dit is ook daar om te oordeel. Sodat ons huiswerk kan doen op onsself. Te sê, Here, is ek nog op die regte plek wat ek moet wees? Sê nie jy loop met die Bybel onder jou arm die hele dag nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar plaas jy die woord in jou hart sodat jy vir iemand ook kan sê, Here het jou lief, want dit is hoekom die Here jou lief het. Want ek ken die Here, ek ken sy stem. Die Bybel sê die herder is die een wat spreek, en Jesus is die herder, kan ons sy stem herken, tussen al die ander geblerf en al die ander skape, weet ons, dis sy stem wat ons roep. Die laaste storie wat ek vir julle wil vertel, as julle my kan begin, is 'n jong man, 'n jong dame, die spesifieke gemeente het elke Saterdag aand jeugdienste. En die spesifieke Saterdag aand het sy haarself bekeer, en sy die Here toegelaat om haar lewe te verander. En
En die Sondagoggend gaan sy na 'n jeugpastoor toe en sy sê vir hom, dit is wat gebeur het die vorige aand. Sy het self bekeer, sy het besluit om die Here te volg, en sy gaan daar wees, elke oomblik van die dag, om die Here die eer te gee vir dit. En sy sê, maar nou weet ek nie wat om verder te doen nie. Die pastoor sê vir haar, gaan hierdie week en bring een van jou vriendinne saam na die jeugdiens toe. Bring net een. Die Saterdag aand kom, sy het 'n vriendin saamgebring, en hulle die diens, wonderlike diens gehad. Na die diens ry hulle huis toe, en hulle begin te gesels, en sy, om die ys te breek, vra sy toe vir haar vriendin, so wat het jy gedink van die diens? Die evangelie was verkondig gewees. Sy het dit gehoor, en sy het dit gevoel, roer hier in haar hart, en sy sê, ek verstaan die evangelie, ek verstaan alles wat gesê was, maar as een ding wat ek nie kan verstaan nie, is, en sy sê dit, is hierdie Jesus ding. En sy sê, maar, wat bedoel jy? Hoe bedoel jy? En sy begin vir haar te vertel, en sy sê, maar hoe kan Jesus my vergewe? My lewe wat ek gehad het, ek rook, ek drink, ek vloek, ek is saam met verkeerde mense wat ek mee deurgaan. Hoe kan die Here my lief hê? Hoe kan hy my vergewe? En sy begin vir haar die evangelie te gee, soos wat sy dit ervaar het, dat Jesus jou vergewe, hy gooi dit in die diepste van die see, en hy dink nooit weer daaraan. Dis hoe my Jesus werk. Hy gaan nooit weer daaraan dink nie. Die laaste ding wat ek vir julle wil deel, en dit is belangrik dat ons moet weet, wat hierdie genade vir ons beteken. Ek het al baie keer dan hoor ek, en sê mense, maar hoekom gaan dit so sleg met my? Hoekom is dinge nie altyd soos ek wil hê dit moet wees? En dit is omdat die Here nog besig is met jou. As jy perfek en volmaak is, dan het jy nie God nodig nie. Sê mense saam? Ek het God nodig elke oomblik van die dag. Maak nie saak wie ek is of wat ek doen elke dag nie. Al is ek wil nie sê die paus nie, want hy is net so vol duiwels, maar iemand wat regtig vol van die Here is, groot predikers, groot evangeliste, het nog steeds God elke dag nodig. Ons kan nie sê ek kom net Sondag kerk toe om God te kry nie. Daar's 'n ding wat my nogal geraak het, toe ek dit lees in die Bybel, is op wat doen Satan op hierdie oomblik in die hemel? Het julle al gedink daaraan? Ken julle die skrif? Openbaring 12 vers 10 sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, van die aanklaer, die duiwel, van ons broeders is neergewerp. Hoor wat sê, hy sê, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Dis wat hy doen. Satan is voor God dag en nag besig om jou en my aan te kla. Kyk hy staan voor God en hy sê, kyk, jou kind, stoffel. Kyk, ek sê, jy meer verloor draai taxi voor hom en daar. Kyk, hy het dit gedoen, hy het dit gesê, hy het dit en dit, en hy praat so van elkeen van ons, want hy kla ons aan voor God. Hoekom? Want ons is regverdig deur Jesus Christus. Hy gee nie om oor die sondaar daar buite nie. Hy gee nie om oor hulle nie. Die duiwel, hulle behoort klaar aan hom. Hy is julle wat hy elke dag aankla voor God en sê, kyk, dit is wat jy doen, dit is wat jy gesê het, of dit is wat jy dink. Dit is wat gebeur. Elke dag. Dis wat Satan doen. Maar dan kry ons ook goeie nuus van wat Jesus op hierdie oomblik doen. Ons kan dit lees in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons te voorspraak by die Vader. Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Toe Jesus die sonde van hierdie wêreld op hom geneem het, het hy nie gesê, ek gaan net Pietersen vat, Stoffelsen vat, Lieselsen vat nie. Hy kyk na julle. Hy kyk ook na die sondige wêreld, want hy het die prys betaal op die kruis. Iets wat ek nie kon doen nie.
As ek dit moes doen, het ek lankal geval. Ek is dit nie werd nie, God. Ek is nie werd om dit te doen nie, maar Here sê, hy maak my regverdig. En as jy vanmôre kan sê, ek is regverdig deur die bloed van Jesus Christus, dan wil ek vir jou bemoedig vanmôre om te sê, Here, ek kan nie sonder U lewe nie. Maandag tot Saterdag is my werk om eer aan God te gee en dankie te sê vir wat hy vir my gedoen het. En Sondagmôre as ek hier kom, moet ek kan sê, dankie Here dat U my nog 'n week gespaar het. Hierdie dag behoort aan God. Dis sy dag. Wat doen jy daarmee? Jy besluit. Want die woord sê ons elkeen moet ons eie saligheid uitwerk. Wat is my saligheid? Dis wat ek elke dag doen. Wat ek sê, Here, wanneer ek opstaan, lees ek my Bybel. Ek onthou wat U my geleer het in die woord, sodat ek dit kan toepas deur die dag. Dis nie noodwendig vir 'n maatjie of 'n vriend of 'n kollega nie. Dis ook vir my. Die woord is van my geskryf en vir jou. Maar wat doen ons daarmee? Ek wil julle bemoedig, bestudeer die woord van God. Soos ek sê, ek ken julle nie, ek sou julle graag beter wil leer ken. Maar dit gaan hierso oor my hart wat sê, ons het elkeen God nodig. Maar dit help nie altyd net om te sê, ek is 'n kind van die Here nie. En ek verlos die wêreld en ek sê, laat hulle maar verlore gaan, ek is gered. Die Here het ons geroep om te sê, toe hy vir ons sê, gaan maak disippels van alle nasies. Hy het nie gepraat van die pastore nie, hy het nie gepraat van die ouderlinge nie, hy het nie gepraat van die diensknegte wat in die veld is, die sendelinge nie. Hy het gesê, hulle wat die evangelie het hier binne, en oortuig is dat Jesus Christus hulle verlos het, dat hulle gaan sê, ek gaan dit ook vir iemand anders vertel. En partymal is dit nie maklik nie. Julle jong mense by die skool, ek weet, ek was ook daar, jy skaam, jy wil nie vir hulle wys jy is 'n kind van die Here nie. Maar die Here weet, hy ken ons harte. Maar hy gaan vir jou die krag gee op die regte tyd. Moet net nie opgee nie. Maar ons is elkeen geroep. Ek is nie 'n pastoor omdat ek 'n pastoor is, omdat dit net die geleentheid vir my al was. Die Here het my ook geroep vir dieselfde werk as enige ander diensknegt van God. Ek is nie 'n persoon, ek is 'n introvert. Ek is nie iemand wat sommer met iemand kan praat en sê oor ek soek 'n geleentheid. Here, wys my dat ek net die geleentheid kan kry. Al kan ek net vir daai persoon sê Jesus het jou lief. Ons dink altyd ons moet hierdie groot woorde gebruik en ons moet hierdie groot boeke skryf en onthou en die Here sê nee, ek sal vir jou die regte woorde op die regte tyd gee. Moses het probeer protesteer. Hy het gesê, ja maar Here, ek weet nie wat om te sê nie. Die Here het gesê, ek sal vir jou sê wat jy moet sê. Dan lees 'n bietjie Moses se verhaal weer. Hy het baie geprotesteer. 4 keer het hy vir God gesê nee. Voordat hy gesê het ja, ek sal kan. Dis elkeen van ons. Jy het 'n roeping op jou lewe. Miskien nie om pastoor te word, miskien nie om jeug te lei nie, miskien nie om iets te doen wat groot manne in die Bybel gedoen het nie. Jy is miskien geroep vir een siel en jy moet aandag gee daaraan. Amen. Ons buig die hoofde. Here, wat 'n voorreg is dit weer gewees om U woord te kan lees. Dankie vir die voorreg wat ons het dat ons nog oop Bybels het, oop kerkdeure, Here, dat ons nog steeds kan sê dat U die God is wat ons gelei het en deurgedra tot nou toe, Here. Om my Vader, dat vanoggend die boodskap wat uitgegaan het, dat in ons harte sal geberg word, dat ons sal dit oordink en dat ons dit sal uitleef in hierdie week wat voor lê, Here. My Vader, want ons kan dit nie alleen doen nie. Ons kan nie uitgaan en sê ons maak op ons eie krag staat nie, want dan gaan ons droog maak, Here. En daarom vra ek, Here, dat U vir ons die Heilige Gees op die regte tyd die openbaring en die oomblik sal gee om met iemand te kan praat, sodat hulle die evangelie kan hoor en besef. Dit wat U vir ons gedoen het 2000 jaar terug, is wat U nog steeds doen tot vandag toe. Here, as daar iemand is vanmôre wat sê hulle wil besluit maak om Jesus te volg, om die dinge van hierdie wêreld eenkant toe te skuif en Jesus hulle nommer 1 in hulle lewe te maak, Here, dat U hulle harte vanmôre sal deursoek, dat U hulle sal rein maak, Here. U woord sê, U gooi die sondes in die diepste van die see en U dink nooit weer daaraan nie. En my Vader, wanneer die duiwel kom, die aanklaer, dan maak U die boek oop en daar's niks opgeskryf nie, want U het ons sondes op U geneem. Here, lei ons in hierdie week, seën ons en versterk ons, sodat ons kan staat maak net op U alleen. Ek sê vir die dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. So dis ek klaar. Net vinnig 'n gedagte deel en dan gaan ek net vorentoe doen. En ons gebed saam doen.
Vir my is dit mooi, baie dankie, dat julle so ver gekom het om ons voor te bring. Wil ek vanaf 'n storie deel met julle. So, daar was hierdie oom Piet, wat baie van rugby. Miskien ek kry nie, kyk, Saterdag goed in my begin, kyk in die universiteit rugby, dan kyk hy al die highlights, en dan kyk hy alles weer oor. Is nou baie malers, kyk altyd van die oggend tot die aand, dan kyk hy dit weer oor. Toe het ook Piet nou begin nie meer slaap maak, want hy droom van die hoenders wat na speel. En hy, eens van hierdie hoenders wat rugby speel, hulle is baie nou tydens, hy kan nie, maar dan kan hy Piet nie slaap nie. So Piet gaan toe dokter toe, en die oë is nou al donker kringe, en kom die dokter is nou bekommerd, Piet kan nie slaap nie, nou 4 aande wat hy net van die hoenders droom, en dit kan nie, hy wil amper gaan slaap weer, want hy te vind wat in volgende. En die dokter is nou baie en sê, luister Piet, asseblief, ons moet vanaand al begin met jou slaapmedikasie. En Piet kyk ons moet slaap, en hy sê, nee, wacht net oor 2 aande asseblief, want vanaand is die semi-finals, en môre aand is die finals. Ek wil net kortliks afsluit, som pastoorskap. Een teoloog het baie mooi gesê, hy het gesê, die Here werk nie met die pastoor nie, hy werk nie met die jeugleier nie, hy wil met elkeen van ons werk. Die Here roep elkeen, die Here roep die kind by die skool, die Here roep die prokureur by die werk, ons is die lig, ons as gemeente is die lig. So ek wil vra ons moet almal net saam in 'n kring staan en hande neem. Ek gaan net so vra vir ons 'n gebed vir elkeen te bid. Ons sal buite gaan as kinders van die Here se beskerming. Ons altyd aan lig sal skyn. En ja, ons probeer genade aan julle